Droomdelwers deur Esta Stein, hoofstuk 8. Mario Martinelli is nie groot van postuur nie, maar sy jeugtige 50-jarige geesdrif is groter as die lewe self. Wanneer hy vir Samuel die ruim moderne kantore van Western Mining sien binnestap, sprei hy sy arms oop soos 'n welkomsgroet. "Sammy boy," roep hy. "Good to see you." Soos altyd dra hy netjies 'n paar klere, met 'n veelkleurige das daarby. Hy omhels vir Samuel en bekyk hom aan. "You look well. Is it a woman? Good news perhaps?" roep hy uit in sy kenmerkende Italiaanse aksent. Samuel lag. "You read me like a book. I brought a beauty." Wait, roep Mario met donker oë vol passie. "We have something to drink first and then you start right from the beginning." Hy wink die ontvangsdame nader. "2 cappuccinos with lots of cream." Hy piets haar op die bout. "And make it snappy, sweetheart." Rukkie later sit hulle in Mario se kantoor met 'n uitsig oor Tafelberg. Mario bekyk die granietsteen wat Samuel saamgebring het met 'n vergrootglas. Hy lek nakendend oor sy lippe terwyl sy oë vasgenaal is op die steen. Very well crystallized, homogeneous, fine banded texture, exceptional color. Samuel lê 'n legger voor hom neer. A preliminary report. Mario neem 'n sluk van sy cappuccino en lek die room van sy lip af. Hy blaai deur die verslag. Samuel skuif nader. "We have an ideal setting, Mario. There are substantial whaleback outcrops without overlying loose boulders. It's only about a kilometer away from that same old quarry. Remember?" Mario kyk hom nadenkend aan. "That tragic blast, when the owner and his wife got killed. I forgot the name. Van Helberg," says Samuel. "There are 2 daughters left, but they do not own the land. It belongs to the Redlinghuis family. They are wealthy developers. They own the hotel and just about the whole village." Mario blaai steeds deur die verslag. "We'll have the stone polished and tested. I'd like you to come and see, Mario. I'll be there by the end of the week. You make me a booking in the hotel Redlinghuis, you said." Samuel glimlag. "Perfect timing. The daughter is having her 21st on Saturday night." "You'll be there, Samuel?" "I'm the partner." Mario lag. "Is she beautiful?" Hy kyk stip na Samuel wat ongemaklik lyk. You are in love, Samuel?" "No, I'm not. We're just friends." "Friends? No such thing as friends, Samuel. You make me a booking for the weekend. I want to meet her." "I'll make the booking. If the test is positive, we'll have something to celebrate." "I'm sure we'll have something to celebrate anyway. What's her name?" "Patricia," says Samuel. Mario klop hom aan die skouer. "Rich, beautiful and young. Good for you." 'n Rukkie later is Samuel in sy eie kantoor om na sy korrespondensie te kyk. Dan onthou hy van die foto's. Hy soek in 'n kabinet en kom daarop af, geliaseer onder die naam Kleinkloof. Dis foto's wat hy destyds geneem het van die Kleinkloof en van die Van Helberg steengroef. Ook van die statige ou klipwoning met 'n tuin waar kleurryke vygies oor die rots hang en kapokkies oor die werfdwaal. Hy kyk lank daarna en onthou Leendra se dun arms wat sy tentpen uitgepluk het. Hy lag by homself. Hy gaan staan by die venster met 'n uitsig oor die gewoel van die stad en hy wonder hoe dit sal wees om saam met haar daar in die Kleinkloof wyn te drink terwyl hy choppie op die kolle braai. Waaroor sal hy met haar praat? Waaroor sal sy praat? Oor die lewe in die gevangenis? Oor haar ouers? Silly? Oor daardie dag toe haar wêreld ontplof het? Al wat hy eintlik van haar weet, is wat ander hom vertel het. Hy weet nie hoe haar kop werk nie. Wat hy wel weet, is dat haar woede en agterdog hom op 'n rare manier fascineer. En ook dat sy die eerste meisie is wat hy glad nie weet hoe om te benader nie. Wanneer hy die volgende oggend by die Van Helberg soutmyn instap, voel hy onverwags vreeslik bly om haar te sien, asof hy baie lank weg was. Sy is besig om die stuk sementvloer voor die kantoor te vee, en sommer aan die woeste hale sien hy, sy is beneek. Hy wonder wat haar omgekrap het. "Goeiemôre," groet hy opgewek. "Ek sien jy's vroeg op." "Dis nie vroeg nie," mompel sy en vee verder. "In die tronk waar ek was, het die klokke al 5 uur gelei. Is jy oom Phil soek?" Hy is by die volklifter. Die ding staan al van Vrydag af en hy spring in almal se kele af voor die berings wat R3000 kos. "Ek soek nie vir Phil nie, ek soek jou." Sy sit haar besem neer en kyk onbehoedsaam aan. Hy haal die foto's uit en gee dit vir haar aan. Dis wat ek lank gelede geneem het. Sy vee haar hare agter haar ore in en neem die foto's. Wanneer sy daarna kyk, sien hy hoe haar gesig verander. Hoor hoe hy sy asem in hoor hoe sy haar asem intrek. Hy sien die onsaglike vertedering in haar oë en oomblikke lank voel dit vir hom asof hy 'n kykie in haar raaisels van haar siel kry. Sy kyk en kyk na die kliphuis, die vygies, die kapokkies. Haar hand bewe wanneer sy die foto's teruggee. "Jy kan dit hou," sê hy sag. "Dankie." Hy kan dit nie help nie. Hy steek sy hand uit en sy vingers sluit om hare. Die aanraking werk skokkend op hom in, sodat hy sonder woorde is. Wanneer hy na haar kyk, lyk sy ontsettend weerloos. Haar stem is sag,
Waar het jy dit gekry? In my kantoor in die Kaap. Ek was daar om die soutkonsentrate in die laboratorium te laat toets. Skielik is die vertedering verby, sê vir ons. Ek dog jy was daar met granietmonsters. Dit ook. Sy is dadelik haar ou agterdogter gesaf. Is dit hoekom jou maatskappy destyds in Pa se quarry belang gestel het? Oor jy gedink het daar is iets meer in die klein kloof as klipgrys vir die paaie. Hy kyk haar moedeloos aan. Hoekom is jy so agterdogtig? Want dit is net vir my baie vreemd. Jy kom hier aan en trek jou karavaan in die klein kloof en dan moet ek uitvind dat jy 7 jaar gelede ook hier was. En dan moet ek uitvind dat jy daar rondkrap vir klippe. Hy word kwaad. Kwaad vir homself, kwaad vir haar, omdat sy die vermoë het om sy emosies op en af te laat vlieg. Hoekom mag ek nie? Of hoor die hele klein kloof van jou, juffrou van Helleveeg? Hy sien hoe haar groen oë begin smeel en hy geniet dit. Verstaan my nou mooi. Ek sal graniet soek waar ek wil. En as daar potensiaal is in die monsters wat in die Kaap getoets word, dan sal ek 'n 20 ton blok uit die koppe gaan loskiet. En as die blok aan al die standaarde in Italië voldoen, dan sal Western Mining die agterkloof begin myn. En ek sal die koppe afbreek soos ek wil. Of juffrou van Helleveeg nou daarvan hou of nie. Hy draai om en loop uit. Sy kyk hom met magtelose woede agterna. Die foon lui. Van Helberg Soutmyn, antwoord sy ontsteld. Môre Rooikop, vir wat klink jy so uit asem? Verneem Gilbert. Haar hart sink verder in haar skoene. Ek sê uit asem nie. Ek bel, want ek wil weet van ons date. Sy bly 'n ruk lank doodstil. Is jy daar? Vra hy. Hoe laat? 7:30 Saterdag aand, en jy beter mooi lyk. En jy beter al jou geheime uitlap, want dis al waarvoor ek saamkom. Jy sal nie spyt wees nie, Rooikop. Sy sit die gehoorstuk hard neer. Wat besiel my om weer in die hotel te kom, die stoep, die portaal, die kroeg, die ontvangstoonbank, die kleedkamer en verder af in die onderste dwarsgang, die kamer. Ferdinand. Sy probeer sy beeld oproep, maar dit voel vaag en ver. Phil van Tonder is nie beïndruk wanneer sy hom vra om die middag 'n uur af te kry nie. Waarna toe nou weer, wil hy weet. 'n Vriendin van Gretel Grossman kom van die Kaap af deur. Sy is 'n sielkundige, sy wil graag met Silly gesels. Phil vir ons. Waaroor? Moet sy dit nou uitspel? Oor Silly se toestand. Miskien kan daar iets aan gedoen word. Phil klink dwars. Dis nou net om Silly verder te verwar. Jy kan afkry, maar ek sê jou, ek glo nie veel van daardie soort van mense nie. Hulle vra hulle prys vir 'n paar vragies en verder sit hulle net 'n spulspoke in jou kop. Dis vriendskaplik om Phil, sy is bereid om dit vir nie te doen. Dan beteken sy seker ook nie veel nie. Silly kyk stip voor haar. Dr. Debbie Jansen se stem is sag, tog dringend. Jou ma, kan jy haar onthou? Silly knik. Wat kan jy vir haar onthou? Haar hare. Sy het mooi hare gehad, lang hare. Silly knik. Sy wring haar vingers in mekaar en kyk rond in die kleurryke ateljee met die baie prente. Het jy dinge saam met haar gedoen? Silly knik. Wat se soort dinge? Alles. Ons het kapokkies kos gegee. Kapokkies? Het hulle ook gehad? Silly knik. Hulle is dood. Dis baie jammer, wat het gebeur? Silly sit lank voor haar en kyk. Haar hande voel leeg sonder haar poppe. Muishond. 'n Muishond het hulle doodgebyt. Hoe het jy daaroor gevoel? My papa het die muishond gaan soek. Het hom gekry? Silly skud haar kop. Gretel skink 2 bekers koffie waar sy en Leandra by die stoeptafel sit. Die soet geur van die pers laventelbosse wat welig rondom die stoep groei, hang in die lug. Debbie sal mooi met haar werk, dit verseker ek jou. Leandra lyk onseker. Ek weet net nie of Silly sal saamwerk nie. Wat daar uit te kry is, sal Debbie op 'n manier uitkry. Sy is baie goed met kinders. Silly praat nie oor daardie dag nie. Daar is 'n lang stilte. Gretel kyk na Leandra wat ver oor die see tuur. En jy? Vra sy sag. Ek. Dis baie keer vir my so vreemd, dat daar een dag in 'n mens se lewe kan wees wat, sonder dat jy dit beplan, onder 'n soeklig kom. Elke handeling daarvan, alles wat gesê is, gedoen is, word in lewensbelang. En uiteindelik leef jy saam met daardie een dag geleefdheid lank, asof al die ander dae voor dit niks tel nie. En al die dae daarna ook nie. Sy kyk in Gretel se begrypende oë. Ek kan nooit wegkom van daardie dag af nie. Daar is nog te veel vrae. Hulle sit weer 'n lang ruk doodstil. Die kruisende swart rugmeeu duik laag oor die water. Leandra, sê Gretel uiteindelik, jy kan nie en jy mag nie jou lewe lank aan hierdie een moment bly klou nie. Jy het reeds jou straf uitgedien, jy het elke bietjie skuld klaar betaal. Al wat oorbly is om te aanvaar dat jy vry is.
Mens is net vry as jy kan vergewe. Ek kan nie. Silly sit snaarstyf. Sy kyk stip voor haar. Jy het op die stootskraper gesit, in die hokkie op die sitplek. Daar was hoog, baie hoog. Die grond was ver onder jou. Debbie Jansen praat alles sagter. Die ontploffing het 'n groot geraas gemaak. Die geraas was baie hard en duidelik. Onthou dit. Silly vroetel met haar vingers. Waar Sissy? Sy is daar buite by Gretel. Silly staan op. Ek wil huis toe gaan. Wanneer Debbie buite by Gretel en Leandra kom, staan Silly reeds onder by die rotse en wag. Leandra kyk vraend na Debbie. Ek wens ek kon haar vir nog 'n sessie sien, miskien 'n paar. Daar's duidelike blokkasie. Sy wil dit nie onthou nie. Dit sou goed wees om haar onder hipnose te plaas, maar ek dink nie sy het genoeg konsentrasie daarvoor nie. Silly roep ongeduldig. Kom nou, Sissy. Ek kom, Silly. Sy kyk verskonend na Debbie. Dankie vir alles, ek waardeer dit baie. Sy stap met Silly huis toe. Silly praat eers na 'n lang ruk. Daai tannie is sommer simpel. Hoekom, Silly? Sy weet niks. Sy vra alles. Ek wil nie weer gaan nie. Phil is die ene belangstelling wanneer Leandra terug in die kantoor is. Hoe het dit afgeloop? Ag, ek weet nie. Die sielkundige sê daar is 'n blokkasie. Maar is dinge wat Silly nie kan onthou nie. Silly wil ook nie weer gaan nie. Ag, regtig, Leandra, ek weet jy bedoel dit goed, maar ek dink ons moet haar los. Hoe meer mens met daardie dinge konfronteer, hoe meer hard al starrig raak sy. Lucia het al hoeveel maal probeer. Dit help tog nie. Hy glimlag met eens. Van Lucia gepraat, ek dink jy kan die res van die middag afvat. Daar's iets wat Lucia vir jou wil sê. Sy kyk om nuuskierig aan. Wat, oom Phil? Sy glimlag raak al hoe breër. Nee, laat sy maar praat. Sy kan dit nie hou nie. Oom Phil sê nou. Hy skraap sy keel ongemaklik skoon. Ek het nie geweet ek is tot sulke dinge in staat op my leeftyd nie. Maar daar is 'n klein van tondertjie op pad. Oom Phil, geluk! Sy begin te lag. En dis nie 'n grap nie, sê hy trots. Silly sit in die kajuit van 'n stootskraper op die werf van die soutmyn. Sy haal haar rugsak af en haal vir Silly Pop uit. Silly kyk ernstig na Silly Pop. Jy het op die stootskraper gesit, in die hokkie. Dit was hoog, baie hoog. Silly Pop kyk stip na Silly. Maar sy praat nie. Kan jy dit onthou? Vra Silly en klink presies soos Debbie Smits. Silly Pop se stemmetjie is bang. Ek het weggekruip, ek was bang. Papa was vol bloed en die oom het hom in die kamertjie ingesleep. En toe kom mamma oor die werf aan met die hoender se kos en toe gryp die oom haar aan die keel. Hy het haar ook in die kamertjie ingesleep en toe steek die oom 'n vlammetjie aan die brand. Toe hardloop die oom en hy hardloop en hy ry weg. Wie was die oom? Silly Pop begin huil. Ek weet nie. Ek kan nie onthou nie. Ek het net sy rug gesien. Hy het nie omgedraai nie. Silly streel oor Silly Pop se hare. Toe maar Silly. Ons gaan nie weer na daai tannie toe nie. Sy sommer simpel. Lucia lê op die bed met 'n tydskrif wanneer Leandra by haar aankom. Dit is nogal vreemd om Lucia aan die dag in die bed te sien. Ek lees sommer 'n bietjie, sê sy verskonend. Kom, sit. Leandra kyk na die bruin oë wat blink, die gelaat wat gloei. Sy is skielik so mooi, dink Leandra verwonderd. Oom Phil het vir my gesê. Lucia glimlag. Het hy? Ek bly vir jou part. Ek kan dit eintlik nog nie glo nie. Ek het jare gelede al aanvaar dat ons nie kinders sal hê nie. En nou, so onverwags. En Phil. Oom Phil klik opgewonde. Regtig? Mens kan sommer sien daar sy huppel aan sy stap. Lucia vry voor haar buik. Ek is bly as hy opgewonde klink. Ek dink dis nogal 'n skok vir hom. Hy praat net van al die onkostes. Dit kos geld deesdae om 'n kind. Gee hom tyd. As die baba eers daar is, gaan hy baie trots wees. Ek hoop so. Leandra gaan sit op die bed. Ek het al baie gewonder waarom Phil vir jou ontmoet het. Lucia glimlag. O, daardie storie. Dit was aan die ander kant Beaufort Wes. Ek en ma het met 'n papwiel in die pad gestaan. En Phil het by ons gestop om te help. Ma was baie beïndruk met sy opvaardigheid. Soos jy kan voorstel, was sy die een wat eintlik al die aanvoerwerk gedoen het. Ons was nie ver van die plaas af nie en sy het hom sumier genooi vir tee. En toe hy eers daar is, het sy hom genooi om oor te slaap. En aand het 3 geword. Ma was vreeslik in haar noppies en toe hy ons nooi om hier te kom kuier, was sy die eerste een wat ja gesê het. Toe ons die eerste keer hier kom, het ek dadelik van die omgewing gehou. Sy sug.
En Phil was so joviaal en tegemoetkomend. Hy kon net nie genoeg vir ons doen nie. Sy swaar bene van die bed af. Ek moet 'n slag in die kombuis kom. Sy kyk met eens intens na Leandra. Het jy al gedink oor Saterdag aand? Ja, sê Leandra, sonder geesdrif. Ek sal seker iets moet kry om aan te trek. Teen die aand haal Lucia 'n hele koffer vol klere uit die spaarkamer se kas. Dis uitgangklere wat ek nooit meer gebruik nie, sê sy terwyl Leandra en Celia haar dop hou. Sy haal 'n silwer minirok uit die tas. Ai, waar is hy daar? Ek wil ook 'n partytjie toe gaan, sê Celia ernstig en hou die uitspattige rok voor haar. Nou toe, gaan pas dit aan, sê Lucia vir Celia. En hier is die skoene daarby. Sy haal 'n paar silwer sandale met oorhakke uit. Celia gryp die goed en hardloop daarmee uit. Wat ek eintlik soek is, kyk hier, Lucia haal die rok onderuit die koffer. Die etiket hang nog daaraan. Dis 'n smaraggroen rok van satijn. Lucia se vingers streel daaroor. Ek het dit gekoop toe ek so jonk was soos jy. Dis nog nooit gedra nie. Dis pragtig, sê Leandra en kyk in Lucia se sagte bruin oë. Ek sou verloof raak. Ek sou dit dra vir die verlovingspartytjie, maar hy is toe weg Engeland toe saam met iemand anders. Dit het baie lank geneem voordat ek hom vergeet het. Hoe lank neem dit voor mens iemand vergeet? Dank seker af van hoe lief mens gehad het. Hulle sit 'n rukkie stil op die deurmekaar bed vol klere. En toe staan Leandra op en pas die rok aan. Dit glip oor haar lyf asof dit vir haar gemaak is. Die sagte satijn omsluit haar dun middel en vloei weelderig af tot by haar enkels. Lucia glimlag ingenome. Wag. Sy gaan na die speelkas en vroetel in 'n laai. Sy kom terug en lê 2 oorbelle in Leandra se palm. Die diepgroen glans van egte smaragde weerkaats in die kamerlig. Jy moet dit dra. Dit is perfek vir jou. Leandra staar na die kosbare oorbelle in haar hand. Dit is baie, baie mooi. Sy kyk na Lucia. Sy byt haar onderlip vas. Ek het nie Ferdinand se juwele gesteel nie. Ek het nooit gedink jy het nie. Al het ek nog net Phil se kant van die storie gehoor. Leandra sit 'n lang ruk roerloos. Die dag het reeds te veel herinneringe opgekrap. Haar gesprek met Gretel, Celia se besoek aan Debbie Jansen, en nou soos 'n keerwal wat onverwags meegee, stort die woord vloed oor die rande. Ek was baie vernederd toe net my uit die hotel wegjaag. Ek wou nie huis toe gaan nie. Ek het nie geweet dat ek vir my pa gaan sê nie. Die polisie het my en Ferdinand aanhoudend ondervra. Ferdinand het my skielik gewantrouw. Dit was oor Gilbert se stories. Ferdinand het begin glo dat ek 'n skelm verhouding met Gilbert het. Ons het eers 'n end gaan ry, na Skarlaken draai se kant toe. Ons het gestry. Ferdinand het my onder kruisverhoor geneem. Hy was skielik so koud teenoor my. Ons het later teruggery huis toe, na Kleinkloof toe. Dit was omtrent 4 uur. Toe ons daar kom, daar was die verskriklikste chaos. Rook, rommel, werkers wat hysteries rondhardloop. Lucia kyk haar sympathiek aan. Ons het vir Celia hospitaal toe geneem. Sy was bewusteloos. Ferdinand is terug hotel toe om my goed te gaan haal. En toe het Gilbert daar by die hospitaal aangekom. Hy het gesê hy was voor die ontploffing by my paale, en dat hy vir my pa alles vertel het van die diefstal, van hoe Ferdinand my misbruik. Klomp leuns. Toe sê hy dat my pa gesweer het dat hy nooit weer vir Ferdinand op ons werf sal toelaat nie. Sy bly ruk stil. Ek hoort nie met jou te praat nie, dis ontstellend. Dis goed dat jy praat. Ek was blind van woede. Ek was rasend. My pa en ma was dood, sonder dat hulle my kant van die storie gehoor het. Ek is die aand terug hotel toe. Ek het nie meer omgegee wat gebeur nie. Ek wou Gilbert gaan doodskiet. Haar stem klink afgemat. Ek het hom in die kroeg gaan soek. Toe kry ek hom in my kamer. Ferdinand was besig om my laaste goed in te pak. Hulle was aan die stry. Menet het in die gang gestaan. Ek het verskriklike goed vir haar gesê. Ferdinand was woedend vir my. Hy het geskreeu ek moet my bek hou. Ek klink soos die slet wat ek is. Gilbert het gelag. En toe trek ek sneller. Maar Ferdinand het omgeswaai. En toe val hy op die vloer neer. Hulle sit 'n ruk lank stil. Leandra sug diep. Ek weet nie of ek die regte ding doen om na die partytjie toe te gaan nie. Gilbert sê hy weet wie kort voor hulle die ontploffing by my paale was. Miskien kry ek nie weer die kans om uit te vind nie, maar ek weet nie of ek die krag het om die redelinghuise weer te sien nie. Gaan, sê Lucia. Gaan en tel jou kop op en gaan wys vir hulle dat jy sterker aan die ander kant uitgekom het. Leandra kyk haar onseker aan.